Josua, hoofstuk 24. Toe het Josua die stamme van Israel bymekaar geroep in Sichem. Daar in die teenwoordigheid van God het hy al die leiers, hoofde, regters en belangrike amptenare laat stelling inneem. Toe het Josua aan die hele volk gesê, dit is wat die Here, die God van Israel sê, lang terug het julle voorvaders, Tera, die pa van Abraham, en Nahor aan die ander kant van die Efraatrivier gewoon, en hulle het ander gode aanbid. Toe het ek vir Abraham, julle voorvader, van die ander kant van die Efraatrivier geroep, en ek het hom deur die hele Kanaan laat trek. Ek het vir hom 'n groot nageslag gegee deur Isak aan hom te gee, en ek het Jakob en Esau aan Isak gegee. Toe het ek die Seirberge aan Esau as 'n erflike besitting gegee, en Jakob met al sy kinders het na Egipte getrek. Daarna het ek vir Moses en Aaron gestuur. Ek het ook Egipte met groot plaag getref en julle uit die land laat trek. Julle voorouers het ek uit Egipte laat trek en die Egiptenare het hulle met strydwaans en ruitery agterna gesit tot by die Rietsee. Toe het julle voorouers na die Here geroep en hy het 'n donker wolk tussen die Egiptenare en julle gestel. Hy het ook die see oor die Egiptenare laat spoel sodat hulle almal onder die water verdwyn het. Met julle eie oë het julle gesien wat ek Egipte aangedoen het, en vir baie lank het julle in die woestyn rondgetrek. Daarna het ek julle in die land van die Amoriete aan die ooste kant van die Jordaanrivier ingebring. Hulle het teen julle oorlog gemaak. Ek het hulle egter almal in julle hand oorgegee en hulle voor julle uitgeroei. Toe het julle die land ingeneem. Balak, die seun van Sipor, was op daardie stadium die koning van Moab. Hy het opgestaan en oorlog teen Israel gemaak. Om julle te vervloek, het hy vir Biliam, die seun van Beor, gehuur. Maar ek het geweier om na Biliam te luister, en al wat hy kon doen, was om julle te seën. Op hierdie manier het ek julle uit sy hand gered. Daarna het julle oor die Jordaanrivier getrek en by Jerigo uitgekom. Toe het die inwoners van Jerigo teen julle geveg, maar ek het hulle, die Amoriete, Feresiete, Kanaaniete, Hetiete, Girgasiete, Jewiete en die Jebusiete almal in julle hand oorgegee. Toe het ek perdebye vooruitgestuur wat die 2 Amoritiese konings voor julle uitverjaag het. Julle het dit nie met die swaard of met die boog gedoen nie. Op die manier het ek vir julle 'n land gegee waarvoor julle nie gewerk het nie, en stede wat nie deur julle gebou is nie, maar waarin julle nou bly. Ek het ook aan julle wingerde en olyfboorde gegee wat nie deur julle geplant is nie, maar waarvan julle nou eet. Julle moet daarom respek hê vir die Here en hom vrees. Met 'n opregte hart en in waarheid moet julle hom dien. Die gode wat julle voorouers aan die ander kant van die Efraatrivier en in Egipte gedien het, moet julle laat vaar en julle moet slegs die Here dien. Indien dit egter nie vir julle reg is om die Here te dien nie, moet julle vandag kies wie julle wil dien. Die gode van julle voorouers aan die ander kant van die Efraat of die gode van die Amoriete wie se land julle ingeneem het om in te woon. Ek en my huis sal egter die Here dien. En die hele volk het vir Josua geantwoord, ons sal nooit die Here verlaat om ander gode te dien nie. Dit was die Here ons God wat ons en ons voorouers uit die slawediens in Egipte bevry het en ons hiernatoe laat optrek het. En hy het al hierdie groot tekens voor ons eie oë gedoen. Op die pad waarop ons getrek het en ook tussen al die volke wat deur ons getrek het, was dit hy wat ons behoed en bewaar het. En dit was die Here wat al daardie volke en die Amoriete wat hier in die land gewoon het, voor ons uitverdryf het. Nee, ons sal ook die Here dien, want hy is ons God. Josua het egter vir die volk gesê, die Here is 'n heilige God, julle kan hom nie dien nie. Hy is ook 'n jaloerse God wat nie julle oortredinge en julle sonde sal vergewe nie. Indien julle van die Here wegdraai en begin om ander gode te dien, sal hy teen julle draai en julle almal uitroei, al het hy in die verlede goed aan julle gedoen. En die volk antwoord vir Josua, nee, ons sal slegs die Here dien. En Josua sê vir die volk, goed, julle getuig teen julle self dat julle slegs die Here kies en hom sal dien. En hulle antwoord, ons getuig, julle moet nou al die vreemde gode wat julle by julle het verwyder en dien die Here, die God van Israel, met 'n opregte hart.
En die volk het vir Josua gesê: Ons sal slegs die Here ons God dien en net sy stem gehoorsaam. Op daardie selfde dag het Josua 'n verbond met die volk gesluit en daar in Sichem al die reëls en die regulasies daarvan vir hulle voorgehou. Die woorde daarvan is toe deur Josua in die wetboek van God opgeskryf. Daarna het hy 'n groot klip regop gesit onder die groot boom wat by die heiligdom van die Here gestaan het. En Josua het vir die volk gesê: Hierdie klip sal dien as 'n getuie tussen ons. Hy het die woorde gehoor wat die Here met ons gespreek het. Hy sal ook dien as 'n getuie teen julle indien julle God verloon. Toe stuur Josua die volk terug, elkeen na sy huis en grond. 'n Ruk later is Josua, die seun van Nun, die dienaar van die Here, op die hoë ouderdom van 110 jaar oorlede. Hy is op sy erfgrond in Timnat-Serag in die bergwêreld van Efraim, wat net noord van die berg Gehaas geleë is, ter ruste gelê. Gedurende die leeftyd van Josua het die Israeliete die Here getrou gedien, en selfs in die tyd daarna, gedurende die leeftyd van die leiers wat lank na Josua nog geleef het en van alles geweet het wat die Here vir Israel gedoen het, het hulle die Here gedien. Josef se beendere wat die Israeliete saam met hulle uit Egipte gebring het, het hulle op die stuk grond by Sichem wat Jakob vir 100 silwerstukke gekoop het by Gamor, die pa van Sichem, begrawe. Later is Eleazar, die seun van Aaron, ook oorlede. Daar op die heuwel wat aan Pinias, sy seun behoort het, is hy begrawe. Dit is op die erfgrond wat in die bergwêreld van Efraim aan hom gegee is.